Hallo julle, het julle al iets gesien of iets ervaar wat jy nie verwag het nie? Iets soos 'n hond en 'n kat wat goeie vriende is? Of miskien het jy al gedink, joh, hierdie klere pas nie so lekker by mekaar nie, 'n rooi broek met 'n oranje of 'n pers hemp en dit pas nie so lekker by mekaar nie, nê? Of mens sal dink as jy heuning eet, sal jy verwag dat jy dit saam met roomys gaan eet dalk, of jy gaan verwag jy gaan dit saam met 'n wafel eet, of jy gaan dit in jou tee gooi, of jy kan dit mos nou sommer dalk net so in 'n lepeltjie eet, nee? Baie lekker. Maar jy sal nie verwag dat jy heuning met 'n Provita sal eet nie, nee, want ek bedoel hierdie Provita is eintlik boring, proe na niks. Dis die tipe goed wat hulle in diets op resepte sit. Dit gaan nie lekker wees nie, nee, maar heuning met 'n Provita, kom ons proe. Dis seker nie te bad nie, né? Of wat van 'n blokkie kaas met heuning? Kom ons kyk. Jy sal nie regtig verwag dat iemand dit sal doen nie, né? Ek sal nie regtig dit aanbeveel nie. Proe nie so heeltemal lekker nie, né? Maar in vandag se Bybelteks wat ons aan saam lees, is dit wat Jesus van die mense met wie hy daar praat, maar ook van ons wat hy verwag. Hy verwag van ons om anders op te tree. Hy verwag eintlik iets wat ons nie noodwendig verwag die regte ding is om te doen nie. Ons gaan nou 'n bietjie saam lees. Ek wil vir julle welkom sê by vandag se tekkiesdiens. Mag jy as gesin dit saam geniet. Mag jy dit geniet om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En ek wil vir al die kinders wat hierdie week dalk verjaar het, sê baie geluk en ek hoop jy het regtig lekker verjaar en jy kon 'n lekker partytjie gehad het. Ek wil julle groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy sy genade beleef vandag. Julle kom ons staan, ons gaan ons lekker twee lofliedere saam sing. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U.
terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Ons glo. Ons glo. U was, U is, en U sal ook wees. U was, U is, en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit, ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit, ons glo in U. Ons glo. Ons glo. Ons wil julle graag herinner dat hierdie week wat kom, is ons klerewinkel se uitverkoping nog aan die gang. En dan wil ons al ons nuwe intrekkers nooi na die 3de Maart, is 'n maandag aand, en 6:00 by die kerk, het ons 'n geleentheid wat ons graag al ons nuwe intrekkers wil verwelkom in die gemeente en so 'n bietjie meer wil deel oor wat in ons gemeente gebeur, waar jy kan inskakel, hoe jy deel kan word, en ook 'n geleentheid waar ons gaan saam kuier en jou bietjie beter leer ken. So die 3de Maart wil ons julle graag daarheen uitnooi. Jy het nou geleentheid om die Here te dien ook met jou dankoffer, en jy kan ook, as jy graag 'n 10de maand bydra wil maak, is jy ook welkom om dit nou op enige van hierdie volgende maniere te doen. Julle, ons Bybelgedeelte kom vandag uit Lukas 6 van vers 27 af, en ons gaan eintlik maar net aan waar ons laasweek opgehou het. Julle sal onthou, laasweek het ons gesels oor om geseën te wees en om werklik gelukkig te kan wees. En toe het ons mos nou gesê, Jesus het vir die mense gesê, maar om baie geld te hê, of om net heeltyd vriendelik en te lag sonder om nie die pyn in die hartseer en lewe raak te sien nie, dis nie die goed wat jou regtig gelukkig gaan maak nie. Maar om in verhouding met die Here te leef, om naby aan mense te wees, dit is die goed wat ons regtig gelukkig gemaak. So kom ons lees 'n bietjie verder van vers 27 af. Jesus praat nog steeds met die mense daarso, uit afgekom van die berg af, en hier is 'n klomp mense wat hier voor hom staan, en hy is besig om vir hulle te preek. Hy sê vir hulle, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word, seën die mense deur wie julle vervloek word, bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander wang aan. En vir iemand wat jou
hemp of jou boklere vat, gee vir hom ook jou onderklere, jou broek, nê. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. As jy net die mense liefhet, vir wie jy liefhet, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Ook die sondaars het net die lief vir wie hulle liefhet. En as jy goed doen, net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Die sondaars maak ook net so. En as jy geld leen, net aan die van wie jy hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle meer dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Ons gaan net tot sover lees, dit is tot by vers 36. Nou, hoe sal jy voel as ek vir jou sê, of as enige iemand anders vir jou sê, daai outfit van jou, ek weet nie so lekker, of dit so lekker pas nie. Of as iemand vir jou sê, het jy vanoggend daar in die spieël gekyk, jou hare, hoor hierso, jy moet iets aan daai hare van jou doen. Of, wat as iemand voor jou 'n lekker sweetie eet, en hulle vra vir jou, wil jy ook hê, maar dan is dit nou die laaste sweetie in die pak gewees, hoe sal jy voel as iemand hulle laaste sweetie voor jou eet, sonder om dit met jou te deel? Jesus sê, dis baie maklik om lief te wees vir mense wat ook lief is vir jou. Dis maklik om lief te wees vir mense wat soos jy is en soos jy dink en van die goed hou waarvan jy hou en wat nice is met jou. Dis maklik om vir hulle lief te wees. Maar is nie so maklik om lief te wees vir iemand wat lelik is met jou en lelike goed van jou sê nie, nê? Jesus wil hê, ons moet iets doen wat ander mense nie sal verwag nie. Baie mense sal sê, man, dis okay, as iemand lelik was met jou, kan jy ook maar terug lelik wees met hulle. As iemand jou geslaan het, kan jy hulle maar ook terugslaan. Of as iemand jou gevloek het, kan jy hulle maar ook terugvloek. Of as hulle vir jou 'n lelike gesig getrek het, dan kan jy maar ook vir hulle 'n lelike gesig terugtrek. Jesus sê nee. Jesus sê, ek verwag van julle om anders te wees. Ek verwag van julle om alle mense lief te hê, nie net die mense waarvan jy hou nie. En hy sê dit ook met goeie rede, want onthou, Jesus is lief vir my en jou, ten spyte van die lelike goed wat ek en jy elke dag doen, ten spyte van die sonde wat ons in ons lewe het, ten spyte van die kere wat ons lelik was met iemand anders, en ook lelik was met hom. Ten spyte daarvan sê hy, maar ek is lief vir jou. En omdat ek lief is, nie net vir jou nie, maar omdat ek lief is vir alle mense, verwag ek van jou om ook lief te wees vir alle mense. Nie net vir die mense wat nice is met jou nie. Maar dit beteken ook nie dat ons sommer maar net kan toelaat dat mense oor ons loop en ons moet agteroor buig om mense gelukkig te maak en ons kan maar net toelaat dat die boelies daar by die skool en by die werk maar net maak wat hulle met ons wil nie. Nee. Dis glad nie wat Jesus hierso sê nie. Jesus se opdrag sê nie ons mag nie hou van dit wat iemand anders doen nie, maar sy opdrag is ons moet lief wees vir iemand. Ons moet lief wees vir daai persoon.
Nou, kom ek verduidelik dit so. Ons het nou 2 baie stout honde daar by die huis. Dis 2 beagles. En nou die dag, toe sien ek hulle is besig om die trampolien op te eet. Daai sponsgoeters wat so om die trampolien is. En ek sien nou al lê net sulke wit spons oral op die gras. Nou, toe gaan ek nou uit en ek hou mos nie van dit wat hulle doen nie. Ek wil mos nie hulle moet die trampolien opvreet nie. Maar omdat ek vir hulle lief is, en omdat die Here van ons verwag, dat ons anders moet optree, gaan ek nie daai honde sommer maar net van 'n kant af kom en hulle slaan en so nie. Ek gaan met hulle raas, ek gaan die goed optel, ek gaan die trampolien toezip, dat hulle dalk nie weer daar kan inkom nie. Maar dit beteken nog steeds nie, dit wat hulle gedoen het is reg nie. Net so met mense ook. Dis nie reg as iemand jou vloek nie. Dis nie reg as iemand jou goeder steel nie. Dis nie reg as iemand jou slaan nie. Dis nie reg as iemand heeltyd lelik is met jou nie, nê. Maar Jesus vra van ons om anders op te tree. Hoekom? Omdat ons lief moet wees vir hom, beteken dit ons moet lief wees vir ander mense ook. So hier is maniere hoe ek en jy kan optree, want dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik om lief te wees vir mense wat lelik is met ons nie, nê. Maar as iemand dalk 'n lelike gesig vir jou trek, kan jy dalk net terug smile, nê. Jy kan antwoord met 'n smile en daai persoon kan dalk net omdraai en wegloop en jou uitlos, of dalk surprise hulle jou en hulle smile dalk vir jou terug, nê. Of as iemand iets leliks vir jou sê, kan jy dalk net die onverwagse ding doen en vir hulle antwoord met 'n kompliment. As hulle vir jou sê, ag, maar kyk hoe lyk jou hare. Jy weet, het jy vanoggend in die spieël gekyk toe jy skool toe gekom het. Jy kan dalk vir hulle terug sê en sê, "Sjoe, maar jou hare lyk vanoggend regtig baie mooi." En dalk, net dalk, verander dit iets in daai persoon ook. En hulle los jou dalk uit of hulle tree dalk volgende keer anders teenoor jou op. Jesus sê dat ons selfs vir die mense wat ons haat, die mense wat lelik is met ons, dat ons vir hulle moet bid. Nou julle, dis iets baie groots wat Jesus van ons verwag en van ons vra. Want wat gebed doen as ons vir iemand anders bid wat lelik was met ons, beteken dit nie noodwendig daai persoon gaan ophou om met ons lelik te wees nie, nee. Maar wat dit doen is, dit verander ons harte hier binne. Dit maak dat ek en jy anders optree en met liefde optree teenoor daai persoon wat lelik is met ons. So God verander ons harte wanneer ons vir iemand anders bid. So julle, vanoggend is die belangrike ding wat ek en jy moet onthou, dat 'n bietjie soet, hierdie heuning, 'n bietjie soet maak selfs die slegste dinge, hierdie stuk kaas, hierdie baie droë stuk Provita, dit maak dit beter. Dit maak dit lekkerder. Dit maak dit eetbaar. En net so, wanneer ons liefde gee vir ander mense, wanneer ons anders optree as hierdie wêreld, wanneer ons komplimente gee eerder as om terug te beklei, wanneer ons antwoord met 'n smaal eerder as om 'n lelike gesig terug te gee, dan gee ons 'n bietjie soet vir mense wat dalk nie so soet is nie. En wie weet, daai soet, daai liefde, daai aanvaarding, daai liefde wat ons vir daai mense gee, kan dalk net hulle lewe verander. Kan dalk net dit wees wat hulle daai dag nodig gehad het om te hoor. En wie weet, dalk surprise hulle ons. Dalk draai hulle om en hulle sê, maar ek het ook Jesus se liefde nodig. Ek het ook nodig om anders op te tree. En dit is waartoe ek en jy geroep word. En dit is nie maklik nie, maar ons weet, ons doen dit ook nie uit ons eie krag uit nie, nee. Ons doen dit deur die krag wat God vir ons gee.
deur die Heilige Gees wat in ons leef. So kom ons gaan wees die soet, die liefde in ander mense se lewens. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat U vir ons liefhet, ten spyte van dit wat ons elke dag verkeerd doen. Maar Here, baie dankie dat U ons ook 'n opdrag gee en uitroep en sê, maar ek wil hê jy moet dieselfde gaan doen teenoor ander mense. Help ons, Here, om anders te wees as hierdie wêreld. Help ons om met U oë na ander mense te kyk. Help ons, Here, om 'n verskil te maak daar waar ons is. Help ons om 'n bietjie soet in hierdie suur en sout lewe te bring. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jy hierdie week God se liefde beleef en mag jy beleef dat die Here jou ook wil gebruik om ander mense se lewens soet te maak.